Baie welkom by die Liggetuig podcast. Hierdie podcast vertel gewone mense se buitengewone stories. Ek voer openhartige onderhoude met mense wat swaar kry, seer kry of verlies ervaar het. Byna elkeen van die mense getuig hoe hulle nie sonder God hierdie moeilike pad sou kon stap nie. Tieners selfdood is tans in die kollig nadat 2 tieners, 'n Bolandse tiener en 'n Vrystaatse tiener, onlangs besluit het om hulle eie lewe te neem. Baie welkom by die tweede episode van Liggetuig en ek het die voorreg om vandag met Stefan Malherbe te praat, wat ongelukkig daardie seer ken. Sy dogter Zara het meer as 5 jaar gelede ongelukkig besluit om haar eie lewe te neem. Stefan, ek wil begin deur te vra, wat het op daardie tragiese dag gebeur, toe Zara besluit het om haar eie lewe te neem? Nee, dit was 'n Vrydag, seker soos alle ander Vrydae. Maar ek sê altyd ironies, Zara het goedjies baie presies gedoen, so dit was Vrydag die 13de. Vir die wat so spesieus oor sulke datums is. En ons was by die werk gewees, ons kantoor is in Wellington. En toe het ek 'n oproep gehad van haar skoolhoof, wat gesê het, sy het 'n briefie geskryf vir een van die juffrouens, WhatsApp briefie, die sal doen, almal het mos normaal WhatsApps en telefone en sulke goed. En toe het sy gesê, maar sy is bekommerd oor die briefie, dit klink nie vir haar lekker nie. Zara het op daai stadium saam met haar ma en haar sussie gebly op 'n plaas in Simondium. Hulle het daar mooi huisie gehuur. En ek het op daai stadium gedink Zara is in die skool, maar dit was een COVID tyd gewees. So hulle het nie skool toe gegaan as dit nie nodig was nie, en baie goed was online, en soos dit maar deur COVID gewerk het, ons het eintlik al vergeet hoe COVID was, né? En toe het ek haar ma lykie gegee, en toe sê sy, nee, maar sy het gou vir Mila by die skool gaan haal. Want Mila was die oggendskool toe, en Zara swat, want is amper eksamentyd. En toe het ek en Nixie in die bakkie gespring, en toe het ons deurgejaag na die plaas toe. En toe ons daar kom, toe was daar al 'n klompie mense gewees. Sy het onder 'n boom gesit op 'n kombersie, en haar radiootjie was daar gewees, en daai speakertjies, goed, wat die kinders nou luister. En toe was daar, soos ek sê, was daar mense by haar gewees. Ek het by haar gaan sit, sy het op daai stadium nog gelewe. En haar hand net vasgehou tot die ambulans gekom het. En toe is ons nou maar agter die ambulans aan, na die hospitaal toe, wat nogal vir my baie gehelp het, is ek het per toeval op 'n partytjie so 'n paar weke terug die dokter ontmoet wat vir Zara laaste, kan jy nou maar sê, onderhande gehad het. En dit was nogal 'n baie insiggewende gesprek, en dit het my baie gehelp om te verstaan hoe haar laaste tydjie was. Maar ja, so toe het ons vir Zara daar so gekry, en ek sê altyd vir Nixie, ek ruik nog die gras waarop sy gelê het, jy weet, daai goed bly net maar ongelukkig vassteek. So graag soos wat die mense het wil uit jou verstand uitkry, kry jy dit nie uit nie. So dit is maar iets wat bly, daai laaste oomblikke. Maar nietemin, ja, dit is hoe my Vrydag toe nou verloop het. En gelukkig my familie is naby, my broers het gekom, hulle vrouens, ons is baie egte familie. So almal het gekom, hospitaal toe gekom, en die ondersteuning is goed, en jy is so besig, jy dink eintlik aan niks op daai stadium nie. Uit die aard van die saak was die polisie daar gewees, soos wat het maar normaalweg gebeur, en ons het 'n baie oulike speurder gehad, Lombard, wat
wat die saak hanteer het, en hy het dit reg baie professioneel gedoen. Ek haal my hoed af vir dit, want dit is vir almal moeilik. So dit is hoe my Vrydag geloop het, Konet. Ag, Stefan, ek kan nie dink wat so groot skok en seer dit moes wees nie. Daar het nou reeds meer as 5 jaar verloop. Het daar enigstens meer insig gekom oor waarom Zara sou moet opgee en besluit om so iets te doen? Ja, dit is interessant. As so iets met jou gebeur, dan dink jy aan 5 jaar, 4 maande en 7 dae. So jy dink anders aan dit. Dit bly elke dag by jou. Ja, dit is iets wat nou nie verbygaan nie. Insig oor hoekom Zara dit gedoen het, is die vraag. 'n Mens soek verskriklik hard na antwoorde. Jy soek ongelooflik hard na foute wat jy gemaak het, want enige ouers doen dit. Daar was 'n gesprek op 'n baie groot Afrikaanse radiostasie en een van my vriende het my gebel en gesê, Stefan, luister, hulle praat oor Zara, en dit was so 'n paar dae nadat sy oorlede is. En wat interessant was, is die gesprek het gegaan presies oor waaroor ons nou praat. Hulle wou insig gehad het oor hoekom so iets met 'n kind gebeur, of met 'n mens, met iemand gebeur. Nou is my interessant geweest oor die redenasies wat gevolg het. Ek wou op 'n stadium inbel en sê, luister julle, sit die pot mis, want die redenasie daar gegaan, jy moet as 'n familie goed saam doen. Jy moet om 'n tafel eet. Weet, almal het sulke vreeslike insette gelewer, en ek het by myself gedink, maar ons het al daai goed gedoen. Ons was heeltemal 'n normale familie. Ons het verskriklike lekker tye saam gehad. Ek het vir jou van daai video's net dat jy 'n idee kan kry hoe Zara was. Sy was 'n borrelende kind geweest. Ja, sy het aan depressie gely. En ons moes dit bestuur, of probeer bestuur so goed soos wat jy kan. Maar ja, dis nie noodwendig goed wat jy verkeerd doen, en ek dink dis belangrik vir mense wat deur so iets gaan. Jy hoef nie elke dag jouself te kastei om te sê, maar dit is my skuld nie. Dit is nie, dis 'n besluit wat my kind self geneem het. Dis nie iets wat iemand, ek weet, daar was nie, iemand het van gesê, maar het jy ook, ek weet, pak sla, was 'n onderwerp gewees van die mense. En jy kan nou vir my ander dogter vra, in my hele lewe het ek nog nooit my 2 dogters pak gegee nie, wat altyd mense se eerste reaksie is. Ja, maar dalk het sy swaar in 'n huis groot geraak, of dalk was daar omstandighede. Ons was so normaal, dit was eintlik soos myself pedanties, ons was reg 'n normale familie gewees. Ja, ons het soos almal seker maar die normale goed beleef, maar daar was niks snaaks geweest nie, so. Ja, okay. So ek kon nog nie tot insig kom hoekom sy dit gedoen het nie. Mens kan raai. My kennis van depressie is baie klein, hoewel ek elke dag daarmee te doen gehad het, en nog steeds. En my gevolgtrekking was maar net dat as ek het moet opsom in op my leuke manier, is dit, jy sit op 'n plek en al is daar mense rondom jou, is jy so alleen dat die alleen te groot raak. En dit is al hoe ek dit kan opsom. Ek weet nie hoe om dit anders te kan opsom, en dit was COVID en dit was alleen. Ons was almal mos nou maar afgesonder en so aan. Maar ek dink nie dit was dit nie. Ek dink dit was maar 'n emosionele plek waar sy was, en sy het dit in 'n briefie ook geskryf. Sy was net nie meer lus daarvoor nie. Ja. In haar briefie het sy, of haar laaste briefie wat sy moes nou gestuur het aan die juffrou, het sy gesê dat sy, dis niemand se skuld nie,
maar sy voer nog altyd half 'n geveg teen haar eie brein. Ja, Zara was sy was eintlik 'n fenominale kind geweest, soos wat elke ouer seker van hulle kind sê. Sy was intelligent, sy het baie goed gedoen op skool, sy wou medies gaan swat. En ek dink een van die goed wat haar nie gehelp het, is Zara het gedink sy gaan die wêreld kan verander. En sy het nie haarself genoeg tyd gegee nie, maar almal wat 'n probleem gehad het, het sy dit aangetrek. Sy het vreeslik hard beklei vir gay regte. Sy het vreeslik beklei vir storie gehad oor rasisme. Sy het 'n groot ding gehad oor diere. Sy was mal oor diere. So Zara was 'n full-on vegan. Wat ek hou van kos maak. En dit is nogal 'n uitdaging. As een in die familie 'n vegan is. So, en sy het dit vir 3 jaar lank gedoen. Dit was nie iets wat sy begin het en dan hou sy op. So sy het haar kop op 'n ding gesit en dan het sy voluit daarvoor gegaan. Sy het elke dag gedraf van haar lewe. Byvoorbeeld wat ek nou nog nie reg kry nie. So sy was 'n redelike gestruktureerd, vasbeslote, Ja, en pas. sy was 'n lekker mens. Sy was mal lekker. Sy was reg 'n lagkind met 'n klomp maats. Sy het altyd daar aangekom, 'n klomp maats. En dan is hulle nie swembad en dan is en jy kon lekker gesprekke met haar voer. So ja, 'n insig oor hoekom en ek het vir haar ek het vir haar gesê, as ek haar weer sien, dan gaan sy haar eerste pak slaag kry. Want jy doen nie dit aan iemand nie. Jy doen nie dit nie, maar ja, ek sluit bly wees om haar weer te sien. Sjoe. Stefan, baie van die ouers wat nou ook hierdie seer beleef het, spesifiek hierdie Vrystaatse tiener wat onlangs oorlede is, se ma het aan Netwerk 24 gesê dat daar absoluut geen tekens was, sodat sy kon verwag dat haar kind so iets sou doen. Het jy enigsins tekens gesien voor Zara se dood? Tot op daai dag het ons nie, was daar nie tekens, sy was nie rebels nie, sy was nie, ek het nog die donderdag aand met haar 'n gesprek gevoer, en ek is seker sy het op daai stadium al geweet wat sy gaan doen, want daar het 'n dogtertjie voor haar, so 2 dae voor haar, ook selfdood gepleeg in dieselfde skool, en ons het daaroor gepraat, en sy het gesê hoe sleg dit vir haar is, en so aan, en uit die aard van die saak het ek gesê, maar ek weet my hart bloei vir die mense, en so aan dit wat jy mos nou maar sê, as jy nie eintlik weet waar jy praat, want tot jy nie deur so iets is nie, weet jy nie, mense kan maar net gesels daaroor. Gelukkig nie, anders het die wêreld op stil staan. So ons het nie dit gesien nie, wat die mense sit en uitdink in die nag as jy wakker is eintlik 'n klomp interessante goed, is 'n mooi woord. Want ek onthou, ek het vir op 'n stadium een van hierdie, omdat sy gedraf het, een van hierdie fancy waterbottels gekoop. En toe sê van pappa, maar ek wil nie meer goed by mekaar maak nie. Ek het nie meer goed nodig nie. Nou in retrospect kon sy net dalk gedink het, dit was nie 'n cute bottle nie. Maar mense dink, ja, dalk het sy nou al besluit, sy wil nie meer goed by mekaar maak nie. Sy het in Maart maand, ek het al haar ou opstelle en goed deurgelees, nou jy vir dit, of alle boeke vir ons gegee. Het sy 'n hengse opstel geskryf oor almal gaan aan oor COVID, maar jy kan dit sien. Jy kan sien mense raak siek en jy moet hulle behandel en hulle gaan daarvan dood, maar niemand het nog in alle jare soveel aandag gegee aan depressie nie. En dis iets wat omdat jy dit nie kan sien werklik nie, is dit net soos 'n ruk jouself reg en gaan aan, en dit is nie waaroor depressie gaan nie. En ja, so
En sy het toe nou daarin ook geskryf dat baie mense kies dan selfdood as 'n uitweg en so aan in die opstel, maar dit was 'n opstel en ek dink sy het amper 90% gekry vir die opstel, so dit was, ek dink dis hoe dit gesien is deur die onderwysers en niemand het iets daaroor gesê nie. So ja, ek dink dit het baie deur haar koppie seker gegaan. Wat sy van plan was om te doen. Ek dink nie dit was iets wat sy net een oggend opgestaan het en besluit het sy het nou genoeg gehad nie. Maar ja, ons wil dit seker eendag hoor. Stefan, toe ons vooraf gesels het jy vir my genoem dat die heel moeilikste ding vir jou was om die dag na die gedenkdiens op te staan en aan te gaan met jou lewe. Hoe het jy daardie dag gevoel en die dae daarna? En hoe het jy aangegaan met jou lewe? Weet jy, ek kon net seker maar soos meeste mense voel, na so iets, na enige dood, of het nou jou kind is, en of het nou jou man is, en of het nou jou pa is, ek dink almal gaan in 'n mate maar deur dieselfde emosies, want jy's besig tot dan, jy moet reëlings tref, jy moet goed doen, almal is daar, almal bel jou, en daarna, dan gaan die wêreld weer aan, en mense beweeg aan, wat ook normaal is, en jy kan baie gou verval in, jy kry jouself jammer, want, weet, iemand bel jou my elke dag en sê, is jy okay nie, maar ek meen die wêreld moet aanhou draai, en ek dink, there's nogal, 'n mens moet baie vinnig jou kop om dit kry, dat, die wêreld moet aanhou draai, jy moet aangaan, jy moet soek vir jou goedjies wat jou laat aangaan. Ek het 'n ongelooflike vrou, ek het 'n pragtige seentjie, ek het 'n beautiful dogter, en hulle wil sien dat jy aangaan. Maar dit is moeilik, mens, partykeer dink jy, maar hoekom praat julle nou nie meer daaroor, jy weet, ons het almal het nou vir julle 2 weke lang daaroor gepraat, en nou gaan almal net aan, so jy voel partykeer 'n bietjie alleen, maar mens moet maar baie vinnig oor dit kom. Ek dink wat my help, en ek doen dit nou nog elke dag, is ek staan in die oggend op, en ek sê, Here, net deur vandag. Help my net deur vandag. Dis al. En dan môreoggend, dan doen ek dit weer. En jy moet dit doen, want mense kyk na jou, en jou kinders, en almal, so jy moet sterk wees vir hulle. Ja. Al is dit moeilik. Dink een van die goed wat vir my nogal baie beteken het, is, as iemand het na my toe gekom, by die diens, en vir my gesê, wat ook 'n seentjie verloor het. En vir my gesê, in 'n ongeluk, seentjie is dood in 'n ongeluk. Vir my gesê, Stefan, moet net nie bitter raak nie. En dis baie belangrik, moet nie bitter raak teenoor jouself nie, want jy kan jouself verwyd vir 'n hengse klomp goed. Moet nie bitter raak teenoor jou God nie, want hy het ons toegelaat om keuses te maak, al maak ons verkeerde keuses, en dit was haar as 'n keuse. En ek dink onomwonde, dit was haar besluit geweest. Dit was nie 'n invloed of 'n iets nie, dit was haar keuse. So, hoewel ek vir die dinges in is, en vir haar pak slaag beloof het, as ek daarbo kom, was dit haar besluit geweest, al was dit mynsins nie 'n fout. Dit was haar keuse. So, moenie bitter raak teenoor God nie, en moenie bitter raak teenoor jou medemens nie, want hulle dra jou deur die goeders. En ek dink dis een van die belangrikste goed wat 'n mens moet aandink as jy deur so iets is, want jy kan baie gou bitter raak, en niemand is lus vir 'n bitter mens nie. Ek ben nie jou vriende nie jou familie eers nie. Dit is baie belangrik om by jou laggesiggie op te sit. Sulke wyse raad wat jy gee, want naderhand is niemand meer lus vir die bitter persoon. Ja. Baie waar. Wat het vir jou hoop gebring in hierdie absolute donker tyd? Wel, ek dink hoop is
Hoop is maar rondom jou familie, jou kinders wat daar is, jou vrou, so daar's soveel goed wat vir jou hoop gee. Stefan, jy het genoem dat mense baie keer regtig vir jou gehelp het en hoop gebring het in hierdie moeilike tyd. Vertel vir ons van daardie spesifieke boek wat vir jou so baie beteken het en nou nog baie beteken. Ja, ons het so 'n paar dae na daar het eintlik 'n paar goed gebeur. Annelie Retief het 'n storie in die rapport geskryf. Ek gelees. En sy is dit absoluut wonderlik hanteer en uit die aard van die saak kry sy baie met sulke goed te doen. So sy het lekker met my gesels en dan so 'n paar dae nadat het 'n vriend van my die Kaap uitgery met 'n boekie van Henk Gous wat sy dogter ook selfdood gepleeg het. Hy is 'n predikant en sy vrou is 'n sielkundige. En hulle het al die tekens gesien. Hulle het al die tekens gesien, hulle het geweet hier is gevaar. En hulle kon dit ook nie keer. Nou, ten spyte dat hulle daarvan dat hulle tekens gesien het. Ja, dit het my ontsettend baie gehelp. Ek dink dit is 'n boekie wat almal wat deur so iets gaan moet lees. Dit gee 'n bietjie perspektief oor weet 'n mens kan baie gou vir God kwaad raak. Want dit is so maklik want hy is nou nie hy is nie hier rond waar jy nou sommer net kan jy kan lekker kwaad raak vir hom. As so iets gebeur en ek dink wat die dominee wat Henk daar skryf is presies wat ek net hom gesê het, is ons het keuses. God het vir ons so gemaak, soos wat hy almagtig is, het hy vir ons die vermoë gegee om besluite te neem. En hy sê ook daarin, hoekom het God nie Hitler gestop nie? Dit is nie, hy los ons om ons foute te maak en ons besluite te neem en te doen wat ons doen. Hy tree nie elke slag in as ons dink hy moet intree nie. Dit is wat hy vir ons gegee het en ons mee toegerus het. Ek dink 'n ou moet hoop, hou maar jou oog op dit. Hou jou oog op God, want dis eintlik al wat jy dra daardeur. Stefan, watter raad, as jy het, sal jy aan ouers gee wat nou hierdie verskriklike seer beleef? Cornet, ek wens ek het die regte raad gehad, eintlik al voor dit gebeur het, want dan sou ek dit vir myself gegee het. Maar as so iets met jou gebeur, dit is maar net jou verhouding met jou skepper wat jou dra. Dit is ongelooflik belangrik, anders het jy nie eintlik baie nie. Koester jou familie en jou vriende, want hulle bly 'n groot rol. Ek glo altyd dit is God se manier om na jou te kyk. As deur jou familie en jou vriende. Koester dit en moenie self verwyd nie, want dit is ons natuurlike ding om te doen. Ons soek die fout by onsself. Is ongelooflik wat se vrae mense vir my gevra het na Zara oorlede is. Wat ek by myself dink, maar rarig. So mense verstaan nie dit altyd nie. Aanvaar dit, want hulle is nie in jou situasie nie. En as hulle dom goed sê, moenie kwaad raak daaroor nie, want hulle weet nie hoe dit is nie. Hulle weet nie wat jy voel nie. Hulle weet nie jy is met 'n pyl geskiet, maar die pyl sit, so die seer bly. Dis nie iets wat iemand uittrek nie, hy kap net maar partykeer hier teen 'n muur en daar teen 'n boom, maar dit bly seer. Sjoe, dis 'n goeie beskrywing. So dit bly, dis nie iets wat weggaan nie. So ek sê dis nou al so lank en ek sukkel nog steeds om oor te praat, so aanvaar dit maar. Dit bly altyd seer. Ek dink daar's iets wat erger met jou kan gebeur nie, ek weet nie. Ja, ek moet saamstem, ek kan ook nie aan iets ergers dink nie. Om so iets te ervaar kan onmoontlik iemand onaangeraak laat. Hoe dink jy het hierdie ding jou
as mens verander? Kyk, jy dink baie anders oor goed na so iets. Ons is 'n vreeslike humoristiese familie en my boetie het eendag vir my gesê, maar Stefan, maar jy lag nie meer so baie nie. Toe sê ek vir maar, weet dat nou 'n paar goedjies in my lewe verander. Weet, alles is nou nie meer so snaaks soos wat dit was nie, maar ek sal weer regkom. Ja. So ja, dit verander 'n bietjie aan jou siel, definitief. Want jy dra 'n seer saam met jou, so jy moet om dit werk. Ek dink klein goedjies wat my gepla het in die verlede, dink ek net, weet, dit is so onnodig. Mense stry oor nonsens. Mense fokus op verkeerde goed, want dis nou vir hulle belangrik, en ek mens kyk 'n bietjie anders na goed, en redeneer 'n bietjie anders oor goed. Want jy weet wat dit is om die helfte van jou te verloor. Maar Stefan, dit was 'n voorreg om met jou te praat, en ek dink jy was baie braaf om met my vandag te praat, hoor. Ek waardeer dit baie. Dis 'n plesier, net. Ja, ek weet nie of dit iemand sal help nie. As ek sê, die belangrikste is maar jou geloof. So. Ek twyfel nie daaraan nie, mense gaan met jou kan identifiseer, en ja, so ek twyfel nie vir 'n oomblik, dit gaan vir mense iets beteken. Dankie.